die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens die sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het by die sonde afgereken, deur sy eie seun in dieselfde gestalte as 'n sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige begeertes laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Jare terug stap ek op Durban se voorstrand. En dit is baie lekker, want terwyl jy stap, drink jy milkshake en jy kuier saam met vriende, en daar is altyd soveel mense, die loop altyd nog vriende raak, en dan is daar natuurlik die vreemde mense, en hulle ry op die karretjies en gesels en lag, en almal kuier heerlik saam, maar daar was daar die een man gewees. Hy het vir hom 'n podiumpie gehad, en hy het daar met 'n megafoon gestaan, en as jy daar verbyloop, het hy so die megafoon in jou rigting gedruk, en dan het hy so 'n lys sondes opgenoem en jou veroordeel. Sy bedoeling was seker nie sleg nie, sy bedoeling was dat 'n mens tot bekering moet kom. Maar die eerste reaksie wat ek in my binnekant gehad het, toe hy so die megafoon na my kant toe rig en so my sondes wil uitwys, was een van aversie. Want as dit hoe 'n Christen is, dan wil ek nie so wees nie. Baie jare later, toe het ek besef, wat is dit wat gemaak het dat ek hierdie negatiewe ervaring gehad het, was omdat dit 'n halwe evangelie was. Dit was die evangelie van veroordeling. Dit was die evangelie van gaan verlore. Terwyl die grootste waarheid van Romeine 8 vers 1 is juis dat God red. Was juis dat daar geen veroordeling meer is vir die wat in Christus Jesus is nie. Jy sien, hierdie man het die werk van Christus vir my in my persoonlike lewe misken, asof Christus nooit vir my gesterf het nie. Die megafoonstem is die een wat na al die jare my nog steeds bybly. Maar ek het herhalings daarvan al so baie keer gehoor wanneer ouers met kinders praat en dit veroordelend is. As jy nie so maak nie, dan gaan dit en dit en dit en dit gebeur. En onderwysers met kinders praat. Maar iets van daardie veroordelende stem het in 'n mens binnekant gesit. Laat die stem word waarmee jy met jouself praat. Dat ek verdien hierdie slegte goed wat met my gebeur. Ek verdien dit. Omdat my eie dade, my eie menswees, my op een of ander manier veroordeel. Hoe heerlik is die vryspraak nie. Daar is geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar is baie goeie rede waarom hierdie gedagte van veroordeling wat deur God gesanksioneer is, steeds by ons bly, steeds deel van ons storie is. Die eerste rede is, omdat dit van so ver afkom. Ek meen, vra iemand net, wat het gebeur by die verhaal van Adam en Eva, en hulle sal vertel, hulle was in die paradys, hulle het 'n versoeking gehad, hulle het 'n verkeerde keuse gedoen, het hulle sonde gedoen, en toe stel God hulle uit die paradys uit. Dit klink reg, doen dit nie. Maar wat is uitgelaat? Die gedeelte van God wat deur die tuin loop, en vir Adam en Eva soek, en na hulle roep. Die gedeelte van God wat vir hulle klere van vel gee. Hulle skaamte bedek, hulle skuldig wees bedek met klere wat, so sê 'n Joodse tradisie, oorgebly het na 'n versoeningsoffer gemaak is. En selfs toe God hulle by die tuin uitgesit het, dit nie 'n daad van veroordeling was nie, maar 'n daad van redding, want die rede was, sodat hulle nie van die boom van die lewe eet nie, en dan vir ewig verlore is nie, want Christus moes nog kom.
die tweede rede waarom hierdie gedagtes van veroordeling so by ons bly, is omdat ons so 'n prentjie van God in ons gedagte het. 'n Prentjie van God wat amper soos 'n spietkop is en in die lewe wag om te kyk waar mense verkeerde keuse maak, waar mense fout maak, en wanneer hy dit kry, dan veroordeel hy jou. En dis daardie stem van veroordeling, waarby ons dag vir dag in ons binnekant moet saamleef, en ek heeltyd die gevolgtrekking moet maak. Ek is nie goed genoeg nie. En daardie stem van veroordeling wat ek verhef teenoor my vriende, teenoor my medegelowiges, teenoor my kinders. En weet jy wat is hartseer van hierdie stemme van veroordeling? Is hulle het almal een ding in gemeen. Hulle almal sê maar hulle is Christene. Maar om die naam van Christus te praat, is om te verkondig. Nie die veroordeling, en dat mense verlore gaan nie, maar juis, daar is geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Hierdie veroordelende manier van dink is iets wat mense se lewens vernietig. Kom ons stel ons gedagtes op en sê ons gedagtes werk soos 'n stoomtrein wat voor is die lokomotief wat jou hele lewe trek. En dan agter die lokomotief is daar die dinge wat jy doen. En dan het hulle mos, heel agter in die ou treine het hulle die tronk gehad, hulle het dit die caboose genoem, waar die skuldig bevind is, die veroordeeldes, dan ingery het, hulle het hulle so van plek tot plek vervoer. Kom dan veronderstel ons nou dat jy voer jou stoomtrein met die dinge van die wêreld. En terwyl jy dit met die dinge van die wêreld voer, dan voer jy dit met, hoe sê die wêreld verhoudings werk, dan sê, hoe sê die wêreld die lewe werk, hoe sê die wêreld God werk. En dan terwyl jy jou gedagtes met dit voer, dan gaan jy begin om dit te doen, jy begin om jou verhoudings in te rig, soos die wêreld sê dit werk, want dis wat jy dit gevoer het in jou gedagtes. Jy gaan begin om jou lewe in te rig, soos wat die wêreld sê die lewe werk, want dis wat jy voorgevoer het met jou gedagtes, en jy gaan begin om jou verhouding met God in te rig, soos die wêreld sê dit werk. En wat gaan die resultaat wees? Die veroordeling, die caboose. Dit is die interessantheid van die verhaal van Adam en Eva natuurlik. Dat hulle het gedink, hulle gaan soos God word, maar wat het hulle gekry? Hulle het uiteindelik die paradys verloor. Wat dink jy gaan jy kry, as jy jou gedagtes wêreld voortdurend voer met hierdie halwe evangelie? Jy is veroordeel, jy is veroordeel, jy is veroordeel, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie goed genoeg nie, en dan gaan jy so optree, en jy gaan dit glo, voor jy glo in die goedheid van God. En wat gaan die resultaat wees, wat dit in jou lewe gaan wys? Jy sien, ons moet besluit, of ons gevorm gaan word, soos die wêreld, en of ons omvorm gaan word, soos die Gees in ons lei. Want jy bly doodgewoon nie dieselfde nie. Om gevorm te word soos die wêreld is amper daardie koekiedrukker. En dit is presies daardie proses waar ons gepraat het van, dit wat jy in jou gedagtes insit, dit is uiteindelik wat jy doen, en dit is uiteindelik die resultate wat jy in jou lewe kry. Maar die Heilige Gees werk anders. Die Heilige Gees omvorm 'n mens deur 'n proses met twee kante. Die een kant is die genade kant en die ander kant is die waarheid kant of die werklikheid kant. En mens moet altyd onthou, wanneer Grieks praat oor waarheid en werklikheid, dan is dit dieselfde woord, maar hy beteken so dieselfde. Dit wat die waarheid is, dit is ook die werklikheid, en dit wat die werklikheid is, dit is ook die waarheid, en daarom kan mens dit maar as wisselterme gebruik. So aan die een kant het 'n mens die genade van God, en aan die ander kant het 'n mens die waarheid van God. Nou weet ek, baie mense wil die evangelie aanbied as, maar hier is dit
die genade van God. En hulle sê ook maar, alles is genade. En dan is dit soos om 'n glas pinkmelk te maak, en die pinkmelk, die poeier is 'n hele glas vol. Want dit is 'n glas vol genade. Maar niemand wil dit drink nie. En dit is ook nie gesond nie. Dit is ook nie goed vir 'n mens nie. En hulle sal dalk vir iemand so 'n klein bietjie melk ingooi, want mense sê, hierdie gedagte van genade is 'n gedagte wat nie met die werklikheid van my lewe verband hou nie, want ek worstel met my eie sonde, en ek worstel om 'n bestaan te maak, en ek worstel in my verhoudinge, en ek worstel met mense wat in die wêreld onregverdig teenoor my optree. Ek worstel met dit. Die werklikheid van my lewe is nie deel nie, want alles wat genade is, beteken net, daar is geen verantwoordelikheid nie. Jy is passief in jou eie lewe, en jy kan niks doen om jou eie lewe vorentoe te vat nie, want alles moet mos genade wees, maar dit is nie hoe die Gees werk nie, want teenoor genade is daar die ander proses. Die werklikheid. Jou werklikheid. En mense wat so die klem net op die werklikheid sit en sê, maar dit is hoe die werklikheid is, dit is hoe die lewe is, en ek praat maar nie die waarheid, en dan het hulle vir mense geen genade nie. Jy sit en dink hoe dit moet wees om met so iemand saam te leef. Mense begin jok, hulle begin hulle self beter maak as wat hulle is. Hulle begin hulle verkeerdhede weg te steek, want die ander persoon het vir my net geen genade nie. Wanneer die Gees werk, dan word die Gees genoem die Gees van die waarheid, die Gees van die werklikheid, die Gees ook van jou lewenswerklikheid. En dan vind jy dat die genade wat daar in Christus is, presies oor jou werklikheid pas, soos 'n hand in 'n handskoen, presies in jou werklikheid pas. As jy wil weet wat jou werklikheid is, wees baie spesifiek en sê, waarvoor het ek genade nodig? Waarvoor het ek genade van God nodig? Ja, vir ons redding, maar ek het genade nodig vir hierdie lewensverandering wat ek weet nodig is. Ek het genade nodig vir hierdie gedragsding wat ek wil anderster maak. Ek het genade nodig om deur daardie volgende moeilike situasie te kom, want dit is hoe die Heilige Gees werk en 'n mens se binnekant omvorm. Hoekom? Want wanneer die werklikheid van jou lewe vanoggend jou konfronteer, dan sal jy, soos Paulus kan getuig, dat vir die werklikheid wat daar vandag voor my is, sy genade vir my genoeg is. Dit is die waarheid. Ons het dit gehoor. Maar die vraag is, glo jy? Want uiteindelik gaan jy doen slegs dit wat jy glo. Dink byvoorbeeld aan die klere wat jy nou aan het. Voordat ek dit genoem het, het jy nie daaraan gedink nie, en het jy dit ook nie gevoel nie. Want jou klere het deel van jou geword, deel van jou lyf geword, jy het dit aangetrek. Ons het ook in die Afrikaanse spreek, die ding om iets jou aan te trek, met ander woorde is iets wat van buitekant of kom, iets wat iemand gesê het, iets wat iemand gedoen het, en dan het dit aan die binnekant van jou hart gesit. En dit is hoekom Paulus ook lief is om te praat van die geloofswaarhede wat 'n mens moet aantrek, want dit is die manier. Dit is die manier om dit jou eie te maak. En dan moet jy vandag aantrek. Daar is geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Jy moet dit aantrek, want die Gees van God se genade is vir jou lewenswerklikheid genoeg. Dit pas presies. Nou wens ek dat dit was so ongelooflik maklik om 'n geloofswaarheid net een keer aan te trek, dan is dit jou eie. As ek, wat 'n bietjie groot is, een keer gaan draf, dan gaan my lyf se vorm mos nie verander nie. Dit gaan eers verander wanneer ek 100 keer gaan draf het, dan gaan mens kan begin sien aan jou lyf, hoor hierso man, jou lyf se vorm is besig om te verander. So werk 'n mens se binnekant ook. Daarom moet 'n mens se geloofswaarhede ook herhaal word. Herhaal hierdie geloofswaarheid wanneer jy voor die spieël staan.
wanneer jy voor die werklikheid van jou eie onvolmaaktheid staan. Ervaar daarin die vryspraak van God wat sê vir jou is daar geen veroordeling meer in Christus Jesus nie. En herhaal dit. Herhaal dit met jou man, herhaal dit met jou vrou. Herhaal dit met jou kinders, herhaal dit met die mense naaste aan jou. Herhaal dit met jou vriende. Wanneer hulle 'n fout maak. Wanneer daar iets gebeur wat nie reg is nie, wanneer 'n mens 'n ander uitkoms wil hê. Herhaal die waarheid. Dat die evangelie wat jy van God ontvang het, die evangelie is, wat jy ook sê, daar is geen veroordeling meer vir jou in Christus Jesus nie. Die moeilikste herhaling is nie die een by myself in die spieël of tussen die mense vir wie ek lief is nie. Die moeilikste herhaling wat Christus vra, is teenoor jou vyande. Is teenoor daardie mense wat ongeregtig teenoor jou optree, teenoor daardie mense wat jou te nakom. Daardie mense wat selfs al sou julle nou vryspreek, steeds jou gaan te nakom. Wanneer jy dit teenoor hulle verkondig, dan het jy herhaling gevind, waar jy sal agterkom, jou binnekant omvorm het. Omvorm, verander, groei in die Gees. Dit is die waarheid dat 'n mens die werking van die Gees kan weerstaan. Dit is 'n waarheid dat 'n mens die werking van die Gees kan teleurstel. Dit is 'n waarheid. Daarom, omvorm. Trek hierdie geloofswaarheid aan. Jy het dit in jou eie lewe so nodig. Trek hierdie geloofswaarheid aan. Die mense naby aan jou het dit so nodig. Trek hierdie geloofswaarheid aan. Die wêreld het nodig om te hoor. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus